Goeienaand, baie lekker om saam met elkeen van julle te kuier. Ek glo dit is Sondag aand en begin van 'n nuwe week. Vir die wat op vakansie is, baie lekker. Vir ander wat nog moet werk, sterkte. En glo jy het 'n wonderlike Sondag en naweek agter die rug. Nou ek sien op Facebook het ek nou afgegaan. Ek is weer op. Ek hoop maar dit is die syne, ek sien alles is reg. Goeienaand Christa, baie lekker om saam met julle te kuier. Bloubil, Malan, altyd vir my lekker om, jy weet, so 'n week te kan begin ook in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil jou uitnooi om sommer vanaand te hoor, jy weet wat ek met jou deel en vat hierdie boodskap. Ek wil sommer in die begin sê dat môre en Dinsdag aand is ek nie beskikbaar nie. Ek is in Bethlehem, my seun speel rugby, so dan is ons daai kant. En vandag hier in Frankfurt was 'n baie besonderse koue dag. En nou baie snoesig en hier by die gashietertjie gesit nou in. Dan raak jy sommer nou lekker lui en jy wil sommer nou maar aan die bed klim. Maar ek het eers 'n besonderse woord wat ek vanaand saam met jou geniet en met jou deel. En ek wil jou ook uitnooi dat wanneer jy weet vanaand na die boodskap luister en jy is nog op ons groepe nie, dalk op ons op ons YouTube kanaal, jy kan sommer net daar gaan subscribe, Pastor Stef. Dan het ek Instagram, daar's Telegram, daar's TikTok en natuurlik ons Facebookblad. En dit is vir my lekker om die woord te kan deel. Dit is vir my lekker om te kan sien wat die Here in mans en in vrouens en in families en in kinders se lewens doen. En vir my is dis nie 'n moed of dis nie dat ek verplig voel nie. Ek doen dit omdat ek ervaar hierdie is 'n roeping waar so baie min mense weet wat hierdie geleentheid het dalk om by 'n kerk uit te kan kom, om dalk hierdie dienste by te woon tydens ons aanlyn dienste. En ja, ek sien mense uit Italië wat luister vanaand en uit die UK, ek sien mense uit Namibië en natuurlik die Kaap. Ek is bly julle is nog almal vanaand, jy weet, so nog in julle huise in die Kaap en nie in canoes nie. En ons bid werklik waar dat ek het gesien, ek het vriende in die Oos-Kaap waar daar nou vloede was, waar al soveel mense dood is ook. Dan besef mense eintlik hoe geseënd ons is en elkeen van ons wat 'n dak oor ons kop het en gesond is. Ja, dis as mense sieker is as ons. As mense wat deur meer gaan as ons. En vanaand wil ek sommer met jou deel uit my hart uit en mag dit ook vir jou 'n besonderse openbaring wees. Vader, wat 'n voorreg dat ons vanaand sommer U naam kan loof en eer en prys. Dankie vir 'n dag wat ons kon rus en reggemaak vir 'n week wat voor lê. En ek bid vir hierdie man en hierdie vrou wat luister vanaand vir hulle deurbraak. Mag vanaand ook jou wonderwerk deurbraak week wees. Mag ook die nuwe maand wat voor lê 'n maand wees van deurbraak, 'n maand van oop deure, 'n maand van gesondheid, 'n maand ook finansiële deurbraak, ook 'n maand van genesing, 'n maand van herstel. Mag jy vanaand ook waar jy sit ook 'n diepte begeerte ontwikkel om God meer te soek as ooit. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand sommer net stil te kan word voor U en U naam te kan aanbid. Daar's niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet kan word aan dit wat U doen vir elkeen van ons nie. Ons loof, ons eer en ons prys U in Jesus se naam. Amen.
Ja, vanaand is weer eens soos gewoonlik 'n aand wat kan ek sê die brood breek in die sin van die woord vir ons oopmaak en elkeen van ons het iewers in ons lewens begeertes en behoeftes. En vanaand is dit ook vir my so belangrik om dalk vir jou net leiding te kan gee deur die woord en dalk motivering te kan gee deur die woord en bemoedig kan word deur die woord van die Here. En baie keer voel ons dat ons hartsbegeertes, is dit van God af, is hierdie 'n selfsugtige hart, is dit wat ek van God af bid, nie te veel gevra nie. Nou ja, dit klink dalk baie leeg, maar daar's baie diepte in dit wat ek met jou deel vanaand. En mag vanaand ook 'n besonderse oomblik wees waar daar vir jou, jy weet, wysheid oopgaan. Vanoggend het ek gesels 'n bietjie oor die liefde van God. Sjoe, ek moet vir julle sê, ek weet dis vakansie en elkeen het maar is besig met dingetjies, maar doen jouself 'n guns en gaan luister na vanoggend se boodskap weer en gaan, as jy die materiaal gekry het op ons groepies, gaan lees weer deur dit, want sjoe, ek het vleis gebraai en terwyl ek hier in die braaikamer staan en dink ek aan dit wat ek vanoggend gesê het, uit my eerste lief gehad. En as ek en jy vanaand kan net besef dat toe ons sondaars was, toe ons hom nie geken het nie, toe ons besig was om weg te dwaal, was hy nog steeds lief vir ons. En ek wil vanaand vir jou sê dat sy liefde vir jou het nog nooit afgeneem nie. En ons is baie keer geneig om, as gevolg van ons verlede, as gevolg van ons doen en late, baie keer te maak dat ons, jy weet, nie met vrymoedigheid na sy troon toe wil nader nie. En kom ek en jy kom met vrymoedigheid, kom ek en jy kom met 'n hart van, jy weet, 'n hart van aanbidding, 'n hart van dankbaarheid om die Here groot te maak. Nou, jy sal sien my nommer verskyn op TikTok en op YouTube en op Facebook, en dit is, as jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie, so dit's 'n paar duisend wat ek elke dag gedagstukkies plaas en dan is daar kort, jy weet, videoetjies is wat ek deel, en natuurlik dan elke aand sessies PDF boodskap plaas ek ook daar, sodat jy dit kan vat en dit joune kan maak. Vanaand baie welkom in God se rykste seën. Hoe weet jy of hierdie hartsbegeertes wat jy het van God af is? En kom ons wees vanaand sommer maar net eerlik, elkeen van ons het behoefte, het begeertes, hartsbegeertes. Hoe kan ek weet of my hartsbegeerte van God afkomstig is? Dit wat ek van God af bid, is hierdie selfsug of bid ek uit die regte posisie, uit die regte plek uit? Nou, Jesus antwoord, en hier kom die antwoord uit Matteus, hierdie vraag vir ons, hy kom antwoord dit uit Matteus 15 uit in vers 19. Hy sê, uit die hart kom slegte gedagtes, moord en oorspel, onkuisheid, diefstal, valse getuienis en kwaadpratery. En dan kom hy in Markus 7, hy sê vers 20, ek lees gou vir jou die 3 versies, daarvan in vers 20 af. Hy sê, wat van binne af uit die mens uitkom, dit maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van 'n mens, kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery,
hoogmoed, ligsinnigheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. In hierdie gedeelte openbaar Jesus hierdie bron van ons behoeftes. En ons vleeslike begeertes, en hoor waar ek vandaan kom, ons vleeslike begeertes kom van diep uit ons binneste uit. En sonde kom nie slegs as 'n resultaat van magte buite ons nie. Dit word gebore in die versteekte hoekies van ons gedagtes en daai intensies vanaf die geheime begeertes wat slegs die verstand en hart voor die gees kan roep. En ek dink hieroor, hoeveel lelik kom dan nie baie keer op by die mens nie. En die belangrikste aspek is dat in ons gevalle toestand kan die begeertes in ons harte, kom hierdie begeertes in ons harte nie van God af nie. Daai lelike dinge wat ek en jy bedink oor iemand en oor 'n persoon of oor 'n situasie. Dalk het iemand jou seer gemaak, dalk het iemand jou te na gekom. Bid dat dit verdwyn. En maak dat dit sommer, jy weet, kwyn in jou lewe deur om die Heilige Gees toe te laat om jou te kom bedien. Jeremia kom en hy bevestig die natuur van 'n mens se hart in Jeremia 17 in vers 9. En hy kom en hy sê die hart is bedriegliker as enige iets anderste. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? Nou, terwyl jy so saam kuier, kyk net hierdie mooi skildery. Dan gaan ek net gou daai ysmasjien afsit wat so raas. Hou net so 'n bietjie aan, ek's nou terug. Daar sê. Ek dink jy het nou 'n mooi prentjie daar agter gesien met daai trappe met daai bo vertrek. Nou, dis een van daai skilderye weer eens wat ligte agterin het. En laat jy 'n bietjie in diepte na iets kyk. Maar hoekom dit vir my belangrik is om eintlik daai stilte te hê vanaand is om te hoor wat God vir my en jou sê. En Jeremia sê dit so mooi in vers 9. En ek lees dit weer vir jou in hoofstuk 17. Hy sê die hart is, hoor hoe mooi sê, hy sê die hart is bedriegliker as enigiets anders en hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? En wat vir my mooi is terwyl ek dit lees net nou, toe besef ek, God verstaan jou en my hart. God ken jou diep hartsbegeertes. En dit is lank reeds die siening van baie dat alle mense basies goed en natuurlik ordentlik is en dat dit die omstandighede van die lewe is soos armoede of armversorging wat ons moordenaars en laat in diewe verander. Maar die Bybel kom en hy leer egter dat alle mense ly as gevolg van gevallenheid en sonde.
En vanaand moet ek en jy ons harte deursoek. En ek wil vanaand vir jou sê, jy kan klaarmaak met sonde in jou lewe. Jy sien Paulus kom en hy noem dit ons sondige natuur. In Romeine 7, hoor wat sê hy in vers 18 tot vers 20. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. So as daar sonde is, kan daar niks goeds uit dit uitkom nie. Paulus kom sê dit self. Ek wil vanaand vir jou sê, deursoek jou hart. Bid tot God, roep tot God, nader tot God. Maak dit vanaand jou prioriteit dat hierdie week sal wees, dat jy sekere dinge in jou lewe mee sal deel en sal aflê. Want hy sê nie verniet in hierdie gedeelte in Romeine 7, hy sê ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. En dan kom hy sê verder, daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Het ek en jy nie ook daai wil om te sê, hierdie week los ek my skuwe, hierdie week gaan ek minder vloek, hierdie week gaan ek my meer in toom hou. En dan kom Paulus en hy sê, maar dit doen ek nie. Jy sê die goeie wat ek wil doen, sê Paulus, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, die doen ek. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dat dink maar aan die sondige natuur. En nou sê hy verder, en hy sluit af in hierdie gedeelte, hy sê, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hierdie sondige harte van ons lei ons na sonde toe. Ek het vanoggend dit gesê en ek wil dit weer sê, God is lief vir die mens. Hy haat sonde. Vanoggend terwyl ek praat oor sy liefde, dan dink ek net die intensiteit van hy liefde wat aan jou en my openbaar, en ek nie eintlik 'n tekort hoef te hê aan sy liefde en aan sy genade en aan sy krag nie, want dit is tot jou en my voordeel, omdat ons hom aangeneem het ons deelgenote, het ons erfgename geword. Dit is tot jou en my beskikking. Maar ons sondige harte lei ons tot sonde. Verder aan, kyk ek hierna en is die hart so korrup en misleidend dat ons motiewe onduidelik is, selfs eintlik ten opsigte van onsself. En as sondige wesens skep en bedink ons bose dinge in die, kan ek die woord gebruik, arrogansie en selfvoldaanheid van ons harte. Gaan lees Spreuke 16 vers 30, Psalm 35 vers 20, Micha 2 vers 1, gaan lees dit, Romeine 1 vers 30, hy praat juis hieroor, kom ek en jy konsentreer dat hierdie harte weer in lyn kom en in pas kom met God. Die waarheid is, dat net God ons diepste motiewe en innerlike begeertes kan ondersoek, en slegs deur sy krag kan ons ooit hoop om die onsekerheid en gebrokenheid te ontrafel wat in ons harte saamgebind word.
Hy alleen sê, Hebreërs 4, vers 11 tot 13, hy alleen deursoek alles en ken ons intiem. Bring my terug na verhouding toe. Verhouding, Boeta sal luister, is iets wat as jy in jou geloof wil groei, vra dit van my, dit vra van jou, om meer tyd met hom te spandeer. Om iemand beter te leer ken. En ons het al hierdie dating apps op ons fone. En ek hoor, hulle hou sulke funksies, dan kom jy daartoe en dan kry jy 3 minute om met iemand te gesels en aan die einde van die aand kan jy besluit, okay, jy het van hom of van haar gehou, nou kan ek saam met jou gaan eet of ietsie gaan drink en dan kan ons moontlik ietsie bou hier uit. Maar dit vra dat jy sal moet meer tyd insit om daai persoon beter te leer ken. Ek persoonlik dink aan my verhouding met God, my verhouding met my medemens en die handel en in die wandel hang af van hoeveel tyd ek met God spandeer, want dit gaan 'n effek hê op elke faset van my menswees en in die samelewing waar ek beweeg. Dit vra vir my as man om waar ek nie alleen sit. Dis integriteit waar ek alleen sit. Waar niemand weet wat ek doen nie, waar niemand sien wat ek doen nie. Is juist daar. Jy weet waar jou man, jy weet daai manlikheid, daai vroulikheid, daai godheid na vore kom om te kies om nie sonde te kies nie. Om te kies om nie betrokke te wees by slegte dinge in jou lewe nie, om toe te laat in jou lewe nie. En vanaand mag ek en jy op so 'n plek kom om te sê ek wil klaarmaak met dinge in my lewe. Ek moet vir jou sê, ek het soveel mense geken wat alles nagejaag het al in die lewe en dan op die einde het hy alles, maar hy's diep binnekant leeg. Diep binnekant onvervuld. Gelukkig verlaat God ons nie in ons stryd teen pynlike begeertes en sondige neigings nie. En dis vir my vanaand eintlik so vertroostend. Dis vanaand vir my so gerusstellend om te weet dat God is altyd daar. Ek en jy ons moet net nooit vergeet om na God toe te gaan nie. In plaas daarvan voorsien hy hierdie genade en krag wat ons benodig om sonde in ons lewens te weerstaan, sonde in ons lewens te oorkom, wanneer dit aan die deur van my hart kom klop. God gee ons krag. Maar wat ek vanoggend gesê het, dis daai liefdesband wat maak dat jy 'n keuse maak wat sterk is om te sê, ek gaan nie val nie. Ek gaan nie meer gesleep word deur hierdie sondige natuur. Psalm 37 sê in vers 4 tot in vers 6, hy sê, onthou ek praat oor, hoe weet ek dat hierdie hartsbegeertes van God afkom? En nou sê hy in vers 4 tot vers 6 in Psalm 37, so mooi, hy sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Sjoe, hierdie is eintlik sluit alles in. Tot slot kan ek dit bring na hierdie vers in Psalm 37, wanneer hy sê in vers 4, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. My vreugde moet nie in die wêreld en in die sisteme en in hierdie mooi liggies wat hierdie wêreld bied en die materieel nie. Hy sê, maar vind jy
jou vreugde in die Here. En hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Kom ek stel dit so. God kan letterlik sy eie begeertes in hierdie mens se hart kom plant. Die hart wat sonder hom sleg en desperaat en bedrieglik is. En hy kom en hy vervang hierdie boosheid met die goeie. En hy plaas in ons harte weer hoop. En hy plaas in my en jou daai vrymoedigheid om hom te volg en sy pad te stap. En hy verwyder Stefan se begeertes. En hy vervang dit met syne. Maar dit alleenlik kan ek vir jou sê gebeur slegs as ons berouvol na hom te draai. En die geskenk van verlossing deur Jesus aanvaar. Wat sê ek vir jou? Jy sien op daardie oomblik verwyder hy ons harte van klip. En hy vervang dit met harte van vlees, volgens Jesegiel 11 vers 19. Hy doen dit deur die bonatuurlike inplanting van sy gees in Stefan se hart. Dan word ons begeertes sy begeertes. Ons wil soek dan sy wil. En ons rebellie verander in vreugdevolle gehoorsaamheid. Hierdie is vanaand so belangrik dat ek en jy hierdie in gedagte sal hou. En dat ons vanaand vir mekaar maar reguit sal sê, maar ek mis baie uit. As gevolg van 'n hart wat nie na God toe gerig is nie. Ek wil hierdie vers net weer met jou deel in Psalm 37. Vind jou vreugde in die Here. En vanaand het daar dalk 'n paar goed gebeur. Vanaand het in die laaste week, laaste dag, die laaste maand, die laaste jaar, die laaste seisoen van jou lewe het dalk soveel goed gebeur. Wat jou mismoedig en teneergedruk en angstig en vreesvol maak. Die Here kom en hy bring hierdie versekering in Psalm 37 en hy sê, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Om 'n kerk by te woon, gaan jy dalk die fellowship net geniet, maar as jy in jou kar klim, of as jy in 'n aanlyn diens geluister het, gaan dit vir jou in 'n oomblik dalk iets beteken, maar wanneer die pop oor die fan stryk in die week, dan is jy nie naby jou kerklidmate nie. Jy is nie naby 'n aanlyn diens nie. Maar dit is hoekom dit so belangrik is, dat Psalm 37 vir jou sal uitstaan, want hy sê, vind jou vreugde in die Here. Mag hierdie hart weer 'n hart word wat klip was, verander in vlees, met 'n begeerte na God. Hy sê, laat jou lewe aan die Here oor. Laat jou huwelik aan die Here oor. Laat jou besigheid aan die Here oor. Laat jou kinders, laat jou man, laat jou vrou, laat jou finansies, jou materieel. Hy sê so, laat alles aan die Here oor.
En hy sal jou gee. Hy sê, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Jy sien die oomblik wanneer ek het oorgee, dan sê ek, Here, ek plaas alles by U. Want as ek het vashou, wil ek nog die touwtjies trek, wil ek nog hier en gebied. Liefde is onvoorwaardelik, liefde is om alles in te sit. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal sorg. Hy sal sorg. So God sal kyk dat daai begeerlikhede van die vlees kwyn. Maar ek moet op 'n punt kan kom om oor te gee. En dan sê hy dit so mooi hierso. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son. Jou reg soos die helder lig in die middag. Ek wil vir jou sê, God sal vir jou deurkom. Ek wil vir jou sê dat in daai begeertes en behoeftes wat ons het, die oomblik wanneer ons reg wegspring, dan sal hierdie verander. Here, vanaand is vir my so kosbaar om eintlik waar ons 'n week deur is en 'n week wat voor ons is, vanaand kan stil word en net kan sê, ons het meer van U nodig. En vanaand erken ons dat ons baie keer die vlees najag, die sondige natuur najag. En dat ons begeertes nie by U begin nie. Here, dat ek meer sensitief sal wees vir die Heilige Gees. Meer sensitief sal wees vir U stem, vir U woord, vir die inspraak in my lewe. Dankie vanaand dat my hartsbegeertes sal wegspring by U. En dat dit wat Psalm 37 gesê het, Here, dat ek my vreugde weer in U vind. Dat hierdie hart U begeer met alles. Ek bid vir jou vanaand vir sterkte. Ek bid vanaand vir jou vir krag en wysheid en insig. Ek bid vanaand vir jou vir deurbraak. Ek bid vanaand vir daai stikkende hart van jou. Dat God jou kom omvou. Here, hier is ons boetas en sissas wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Kom vee julle trane af en kom omvou hulle net soos U kan met die krag. U woord sê, wanneer ons begeertes op U gerig is, sal U sorg. Dankie vir U voorsiening. Dankie dat hierdie woestyn U pad maak. Riviere in die wildernis. Here, ons loof en ons eer U. Ons prys U vir U sterkte in ons lewens. Dankie dat U die goeie herder is, die geneesheer is. Dankie dat ons van bitter na beter. Dankie dat ons kan die begeertes van hierdie vlees, van hierdie harte, in lyn sal bring met U woord. Dankie vir krag, dat ons in hierdie week op U woord sal staan, sodat sonde in ons lewens gedeel sal mee word en klaargemaak sal mee word.
Dankie daarvoor, Here. Dit is my gebed in Jesus se naam. Ek kyk uit om Woensdag aand weer saam met julle te kuier en hou ons sosiale platforms dop en bid vir mekaar, bemoedig mekaar. Dankie vir elkeen wat saam bid en hierdie blad, jy weet share en ook intree vir mekaar. Ek sien ons gebedsversoeke of ons gebedsaande op donderdaande is oor die 20-25.000 mense elke keer. Ek sien ons het in hierdie week van hierdie laaste in hierdie maand was ons so 2.7 miljoen mense wat deur die platform bereik is. Ek gee die Here die eer daarvoor. So as jy nog nie op ons groepe is nie, Renier het op Facebook my nommer en Elmarie het op TikTok my nommer. En as jy die boodskap later weer wil kyk, kan jy op my Pastor Stef page kyk op Facebook, andersins op YouTube of op TikTok. Dit is vir my baie lekker gewees om saam met julle te kuier en stap in oorwinning en stap in deurbraak en vat God op sy woord. Vertrou die Here en maak klaar met dit. Jy weet ek kan dit nie oorbeklemtoon. Ek dink as ek en jy weet presies, jy weet wat ons verhinder om sy volheid te geniet. Ons deel met dit. Begin by die oorsprong. Lekker gewees om saam met jou te kuier en glo vanoggend se boodskap rondom liefde, die dimensies van God se liefde het vir jou baie oopgemaak en kyk uit om Woensdag aand weer saam met jou te kuier. Die Here seën jou, baie blessings.